Heers oor alles en nog meer. U hou die wêreld in die hand. U sien vergete mense raak. U heel gebrokenis van hart. Wat kan nooit vir U onmoontlik wees? Wat kan nooit vir U onmoontlik wees? U stil maak woeste storms stil. U roep die skepping tot bestaan. U stop by siekes wat begeer om weer te hoor en op te staan. Wat kan nooit vir U onmoontlik wees? Wat kan nooit vir U onmoontlik wees? Die is God, die is altyd in beheer. Wie sal U ooit kan keer om te doen wat U wil? Die is God, die is altyd in beheer. Wie sal U ooit kan keer om te doen wat U wil? U heers oor alles en nog meer. U hou die wêreld in die hand. U sien vergete mense raak en jou gebrokenis van hart. Wat kan nooit vir U onmoontlik wees? Wat kan nooit vir U onmoontlik wees? Die is God, die is altyd in beheer. Wie sal U ooit kan keer om te doen wat U wil? Want die is God, die is altyd in beheer. Wie sal U ooit kan keer om te doen wat U wil? Doen wat U wil, net wat U wil, net wat U wil, doen wat U wil. Onderhou bly, ewig en getrou, U woord by altyd waar. U wat alles onderhou bly, ewig en getrou, U woord by altyd waar. Onderhou bly, ewig en getrou, U woord bly altyd waar. Want U is God, die is altyd in beheer. Wie sal U ooit kan keer om te doen wat U wil? U is God, die is altyd in beheer. Wie sal U ooit kan keer om te doen wat U wil? Want U is God. En dis ons geloofsbelijdenis volgende Here, dat U God is, wat soewerein is, wat kan doen wat U wil. En ons is deel van U plan, wat U wil hier op aarde. Dis nie net 'n lukrake, alles gebeur op sy eie nie, maar U is in beheer, U regeer, en hierdie wêreld, geen duimbreedte van hierdie aardbol, is nie U se nie. Ook elke moment, elke asemteug van my lewe, is U se. En dis waaroor ons vandag wil sing,
en wil praat, en voor wil bid, en wil buig en U alleen aanbid. Aan U kom die lof en die eer toe, Here. Amen. Mag die genade van die Here Jesus Christus en God se liefde en die gemeenskap van die Heilige Gees by ons wees. Hy groet ons in naam van Hom wat Vader en Seun en Heilige Gees is. Amen. Ons nooi julle uit om saam met ons te staan en te sing, en ons gaan eerste liedjie meer as 'n gebed doen. So lees die woorde, julle kan met julle oë toe sing as julle die woorde ken, maar ja, ons doen hom as 'n gebed.
but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for my king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Meer as 'n lied oor ons lippe, meer as wat woorde kan bring, sing harte verlief op die koning in verwondering. En nie is die prins van die eeuwe, gesalf hy die beker van vreugde. Ek kom o koning en luister na ons liefde. Koning, die is mooier
mooiste mooi, held van al ons drome, genade stort oor lippe rein, en die vuur is in die oë, want die liefde brand al sterker vir die bruid wat U begeer. Voor U ons mooiste mooi, buig ons U mooistes neer. En die bruid roep uit na haar bruidegom, ons verlang, kom ja, kom. En die bruid roep uit na haar bruidegom, ons verlang, kom ja, kom. Want U is mooier as die mooiste mooi, held van al ons drome, genade stort oor lippe rein, en die vuur is in die oë, want die liefde brand al sterker vir die bruid wat U begeer. Voor U ons mooiste mooi, buig ons U mooistes neer. Hemelse Vader, U het vir ons gesê, ons is U bruid, U is die bruidegom, en daar is hierdie huwelik wat U in beplan, met ons, vir ons. En soos wat enige bruid regmaak en gereed maak vir haar bruidegom, so wil ons as gemeente ook regmaak om in die regte verhouding met U te lewe. Om hierdie huwelik te honor. Leer ons vandag meer en meer hoe U wil hê ons moet leef teenoor U. U is ons bruidegom, Here. Amen. Daar is nou geleentheid vir offergawes as deel van ons worship.
Môre, ek dink dis die eerste keer dat ek regtig waar dit face to face met julle kon gesels. Môre. Gaan dit okay met julle? Okay. Die wegraping het nog nie plaasgevind nie. Ek sien nog steeds 'n paar leesstoele, maar dis ons weet in Suid-Afrika werk dit so. Vakansies maak die kerk ook toe. Ek weet nie hoekom nie. Maar dit is nie regtig so nie. So vir almal wat by jou huis is en lui is, sies man, sies. Goed. Een of twee afkondigings wat ek net so met julle wil deel. Ons is betrokke by 'n projek hier in Apple Park in Burgershoop. En Jan hulle is daar so betrokke. Jan staan gereg op wat hulle goed kan sien, lyk hy. Jan hulle is daar betrokke saam met 'n klomp mans. Hulle is op soek na twee goeders. En ons wil net so in die algemeen gooi as daar iets van dit by jou huis is, van hierdie skop skootertjies. Daai goed wat gewoonlik jou kind se arms breek en tande laat uitval, daai goeders. Ons is op soek na van daai skop skootertjies as jy dalk daarvan by jou huis het en jou kinders is nou al 21 en hulle wil nie meer met ry nie. Alhoewel ek sien deesdae ry groot mans met die goeders nog, maar as jy nou daai era nou klaar gemaak het mee en jy besef jy gaan nie meer uit kan ry nie, asseblief praat met Jan, praat met die kantoor, ons sal dit graag daar wil gebruik. En dan het hulle ook cricketnette daarso opgesit, maar die cricketnette het nou al 'n bietjie verslete geraak en geskeur en alles. As jy dalk by 'n skool betrokke is en jy weet julle het die cricketnette vervang, dit hoef nie nuus te wees wat ons wil hê nie, maar ons sal graag ons kan maar dubbel opsit vir die kinders om te help. As jy dalk kontak het met cricketnette, gesels asseblief met Jan hulle sal graag dit wil gebruik. Dan Rudy, staan jy gou reg op toe. Ons het ek was baie benoud geweest hier oor die naweek. Ons het die dakkie voor op in die foyer reggemaak, maar dit het verskriklik gelek. En ek sê Rudy het dit gedoen. Rudy, ek was baie benoud geweest dat dit nie gaan reg wees nie en toe het nou klaar gereën het en ek hier toe kom, toe sien ek maar Rudy se werk is nogal goed geweest. Nee, enkele druppel nie. Rudy, thanks baie. Ons waardeer jou verskriklik baie. Dankie vir jou harde werk daarso. Dit was 'n reuse werk, maar ons waardeer dit regtig. Kom ons gee vir hom 'n lekker hande klap toe. Ek glo jy sal dit oordra aan jou span ook. Hulle het regtig waar baie hard gewerk. Baie dankie daarvoor. Ek waardeer dit regtig waar baie. Terwyl ek daaroor praat, Jan doen 'n groot klomp onderhoudswerke by ons by die kerk. Hier by die kerk en by die woonstelle. Jan, dankie. Ek waardeer dit verskriklik baie. Dis 'n groot hulp vir my. Ek is gestrem met my hande, so dis vir my regtig 'n groot lekkerte dat Jan net oorvat en dit doen. Dankie, ons waardeer dit regtig waar verskriklik baie. Piet is nou nie hierso vandag nie. Piet is hierso. Hy is ons elektriesien en hy het 'n groot klomp werk hierso ook gedoen daarmee. Ek sal volgende week vir met hom gesels. Dan is ons besig met ons 10de maand dankoffer. Daar is ook 'n koevertjie by die deure en dit was my verskriklik verblydend om in die eerste week al klaar amper 10 koevertjies terug te kry, mense wat inbetaal het. Baie dankie. Dis sommer net 'n kanaal om dankie te sê vir die Here. Ons begroot nie noodwendig daarvoor nie. Dis sommer net 'n manier om vir die Here te sê dankie vir wat hy in ons lewens doen. As jy voel maar jy wil nie die koevertjie ding doen, jy wil sommer EFT, jy's welkom. Sal jy net asseblief langs jou naam dan net skryf dit vir my 10 maak. Dit maak dit net makliker vir Karino met te boek op die regte plekke. Asseblief, maar dankie daarvoor. Ons waardeer dit regtig waar baie. Ek sal so oor 'n week of 2 sal ek so 'n bietjie die bedrae en die goeders bymekaar maak en vir julle so op die bord sit. Maar baie dankie, ek waardeer regtig waar verskriklik baie. En dit loop nou deur tot einde Desember, so jy is nie verplig om dit hierdie maand te doen nie, maar as jy oor die volgende 2 maande dit wil doen, is jy so welkom daarvoor. Dankie baie. Dan is daar 'n klomp mense wat regtig op hierdie stadium benoud is. Daar's mense wat ernstig soek na werk en dringend. As jy dalk kan help iewers en jy weet van iemand wat iewers kan help met ontvangs of in die onderwys of waar ook al, as jy weet daar's poste beskikbaar en ons weet nie daarvan nie, asseblief skakel die kantoor. Ons sal graag die mense wil in kontak bring. En enige iewers as jy weet, baie keer is daar regtig waar nie iemand wat ons van weet wat kan nie, maar as ons kan, dan sal ons graag net 'n link wil hê daarvan. En daarmee saam is daar 'n klomp mense wat hierdie week en volgende week en die laasweek mediese sorg moet kry, ernstige mediese sorg. En ons dink regtig in ons gebede aan julle almal. Irma, waar sit jy? Irma se man Michiel het 'n groot breinoperasie gehad die week. Ons is so bly dit gaan goed. Ek is so dankbaar daarvoor. Ek weet Rolinke was in vir 'n operasie. Waar sit Louise?
Ja, daarso. Louise gaan hierdie week in vir 'n groot operasie. Kom ons dink in ons gebede regtig aan elkeen wat die Here se teenwoordigheid so nodig het. Mag die Here regtig waar elkeen van julle so styf vashou met die herstelproses en met elke liewe ding. Dis net wonderlik om te weet die Here is altyd daar en hy is by ons en hy help ons elke moment van die dag. Goed, ons is by Psalms. Ons is besig met 'n nee, wag eers. Daar's ander ouens wat nog meer benoud is as julle wat eksamens kyk. Dis die matrieks. Ons wil vir hulle daarom net 'n bietjie sterk te sê. Ek wil vra hulle moet hier na vorentoe kom asseblief. Ek gaan maar die hele naam, baie van hulle het aangedui dat hulle vanoggend ernstig moet leer, so hulle gaan nie hier kan wees nie. En dis okay, maar hier's 'n klompie ander wat hier wel is. Ek gaan hulle name noem en dan hier's 20 van hulle. Jaylee Botus. Daar kom Jaylee. Delia Beekman. Annelie, waar's jy? Kom staan jy voor, help jy hulle toe asseblief. Ek gaan eers almal hulle name noem en dan kan jy vir julle kan sommer onder bly staan. Ek dink ja. Kom staan maar hier bo. Dan kom staan jy bo. Die mense mooi kan sien hoe lyk mense wat stres. Okay. Erik Clark. Erik is so volgend. Lyk nie so nie. Tianay Kloete. Tianay Leandie de Klerk. Sy het aangedui, sy gaan dalk nie hier wees nie. Johanay de Pont. Wikus de Tooi. Ek het hom maar buite gesien, ja, hier kom hy. Lillian Gilbert. Yes, ywerige studente hierdie. Hier kom Lillian. Zoe Herbert. Het jy gestres? Kan nie so erg wees nie. Damien Janse van Rensburg. Dominique Malan. En Damien Blom, jy kan ook, ekskuus, kyk nou. Ek dink skryf so 'n bietjie hierdie kant toe, Delia asseblief. JP Musgrave, hy het gesê hy gaan nog nie hier wees nie. Sean Skeet. Asai. Martin Stein. Hinke pink, is dit reg? Moet nou net weer afval nie. Okay, gaan sy. Goed. Hailey Swarts. Hailey nie so nie. Anke van der Merwe. Ewan van der Walt. Ek dink ook nie, hy is nie so vandag nie. Johan van Staden. Rwandrey Vermeulen. En Terren Wessels. Nou is ek so bang daar sit 'n matriekie so wat sy naam nie op die lys is nie. Is daar so iemand? Is daar 'n matriek? Jy sal sien as die ouens wat so 'n bietjie wit is. Kom staan voor hier. Nee, is genoeg. Kom asseblief. Is daar nog matrieks wat hier sit? Dis die ou. Kyk so 'n bietjie rondom hulle, die ouens wat 'n wit kiewe het. Daar kom nog iemand, kom staan hier voor. Jy kan nog so eentjie opskryf, Martin, asseblief, nie so tree na links. Daar is hy. Is daar nog? Eintlik moet ek die matriek se ma's en pa's vra om hier voor te kom staan. Dis nie gestres is. Wat julle nie weet nie is dat hierdie klomp ook maar gesukkel het om matriek deur te kom. Maar op 'n of ander manier kry mense dit reg om daai vraestelle reg te kry. Iewerster val die A's en die B's en die C's en die D's en die E's en die F's en die goed, is alles op plek. Ek bid dat die Here regtig vir julle sal rustig maak en met elkeen sal praat en daar's 'n belangrike beginsel. Dis die ABC beginsel.
En dit staan vir apply bum to chair. Dis hoe mens matriek deurkom. Daar's twee goeders dink ek. Jy weet, werk asof jy nog nooit gebid het nie. En ons job is om te bid asof jy nog nooit gewerk het nie. Mag die Here regwaar vir julle die leiding gee en die krag gee om van hierdie jare groot sukses te maak met hierdie laaste maand se eksamen. Mag julle hierdie vakansie wat nie 'n vakansie is nie, gebruik om regwaar hard te werk, rustig te wees. Ma's en pa's mag die Here ook julle gebruik om hulle rustig te hou, hulle genoeg kos en water te gee, en so 'n bietjie die stres van hulle aftaal. Veral die verwagtingsstres. Jou genade, ons kan soveel verwagtings van mekaar hê. Jy moet in hierdie rigting wees en die meeste van ons weet, jy gaan studeer iets en die meeste van ons doen dan totaal iets anderster. Maar kom ons wees reg daar om ondersteunend te wees. Mag die Here julle regwaar vashou. Ek wil vir julle bid. Hemelse Vader, ek wil bid dat U met hierdie 20 plus kinders sal wees, die hulle sal vashou. Hulle staan so op die drempel van 'n toekoms en matriek lê soos 'n berg voor hulle. En 'n jaar terug het hulle ook gewonder hoe gaan hulle dit maak na matriek toe en skielik is matriek verby. En dit is net die laaste eksamen wat voor lê. Hou hulle styf vas asseblief, Here, seën hulle. Bless hulle elkeen asseblief, Here, met U teenwoordigheid. Amen. Goed, nou moet julle afstap en daarby aan die ander lief verbystap. Sy het vir julle elkeen so ietsie om aan te knibbel. Dit moet nou asseblief eers gelos word tot julle begin eksamen skryf. Moet nou nie hierdie vakansie al begin eet nie. Maar kom ons stap so maar en julle kan so daar verbystap en dan sal dan die ander lief vir julle ietsie gee. Dankie, julle kan so rustig afstap. Vir die mense wat vandag nie paas en maas is van matrieks nie. Dankie tog, hè. Hoeveel keer het jy matriek geskryf nou? Wie van julle het meer as 5 keer geskryf? Nie met een kind nie, ek wil met al die kinders saam. Goed. Ons is in die psalms, en dit is eintlik vir my so lekker, dat ek net so ietsie daaroor sê, wat ek laasweek gesê het, om net die intro reg te kry, om te verstaan waar ons trek. Die Here het geweet, ons is meer as net fisiese mense, wat met ons liggame het. Ons het ook die ding wat ons as mans nie lekker verstaan nie, emosies. Dit is die binnekantse goeters. En ons het nie reg, ons word nie groot gemaak met woordeskat oor hoe beskryf 'n mens nou hierdie binnekant nie. So as jy nou op die internet gaan rondkrap, gaan jy agterkom, maar 'n magdom emosies. Ons mans voel partykeer so, maar ons nie geweet daar's 'n woord daarvoor nie. So hier is 'n klompie daarvan. Iemand het gesê dat ons het glad emosies, sad emosies, bad en mad.
So dit help ons al om so 4 van hulle te herken, 4 groepe te herken. Die glad emosies is nogal maklik, dis die goed soos tevrede wees en gerus wees en ekstaties wees en vervuld wees. Daai opgewonde goeters as die bokke gewen het, dit lê by hierdie glad emosies. Dan sad emosies, dit het ons ook baie keer, maar ons mag nie dit hardop doen nie. Ons is hartseer en ons huil en ons is in rou en hopeloos. Party van ons sit, kom ons by bad emosies, daar is ons nogal baie oor, waar ek onseker en skuldig en skaam is. Ons gaan vanoggend se preek gaan 'n bietjie daaroor. En die mad emosies, dit het ons baie. Om geïrriteerd of kwaad of woedend of briesend te wees, daarvan het ons ook baie. Maar dit is toch interessant dat die Here die psalmbundel, die langste boek in die Bybel, 150 van hulle, reg in die middel van die Bybel sit. Ek vermoed die Here het gedink, iewerster, dit is omtrent so 1000 jaar voor Jesus geskryf, min of meer, tussen 1000 en 500 jaar voor Jesus. Maar God het geweet, 3000 jaar na dit geskryf is, gaan mense soos ons, die Bybel vat en hom so oopmaak, en dan gaan hy so in die middel oopval. En daai klomp songs, daai klomp gebede, gaan vir ons oopval. Ek dink hy het geweet, dis die groep wat as jy jou Bybel so vat, waarskynlik die vuilste gevat is, die meeste deurgeblaai is, op soek na woorde en om hierdie emosies vir my te kan beskryf. Want ons sukkel daarmee. En hierdie 150 help ons 'n bietjie, en ek het net maar 4 wat ons aan die orde stel vir die paar weke. Ons het laasweek gesels oor wat gebeur as ek regtig waar kwaad is of teleurgesteld is. En dit was ek dink 'n preek wat vir myself verskriklik baie beteken, en toe Dawid moes vlug vir sy eie seun, omdat hy hom wou doodmaak, en die teleurstelling wat hy daarmee beleef het. En vandag gaan ons verder met hierdie kaland, sy naam is Dawid, maar kom ons stop dit eers gou daarso. Ek dink die een ding wat emosies met ons maak, is ons laat voel, I'm not good enough. En daarom as ek nou vandag 'n opskrif moes skryf bo kan die preek, dan sou dit iets wees van soos, hoe kan ek God worship as ek hom teleurstel? So vandag se preek gaan ons nou oor Dawid en sy groot sonde, of een van sy groot sondes doen, maar net ek al klaar iets verkeerd gesê. En dis dat hy 'n groot sonde gedoen het. Want ongelukkig in ons koppe werk ons met groot sondes en klein sondes. Die groot sondes noem ons die lamppaal sondes. Dit is nie goed dat op die lamppale staan van, hierdie ou is uitgevang met sy hand in die til, hierdie ou het sy vrou verneek, en ons sien hierdie groot lamppaal sondes, maar ons moet iewers net wegkom daarvan, soos die vandagste luister en ding, dis my baas waarvan hy hier praat, of dis die eerste minister, of die president, of die CEO, as jy dit gaan dink, dan sit jy heeltemal dan verstaan jy nie die draad van die storie nie. Alle sondes, luister mooi, alle sondes is gelyk. Daar's nie een wat groter of kleiner is nie, so moet jouself asseblief nie sit en verontskuldig vandag nie, ek is daarom heilig, ek het hierdie songs gesing, en ek het nie die woorde gekry, ek ken die woorde so met my kop uit, ek is so op 'n ander fase, 'n ander vlak, en daar is sulke mense wat so dink, nee, ek is dan 'n bietjie beter as julle. Ek het daarmee heeltemal so sondig, onthou julle, selfs Jesus in Jesus tyd was die fariseërs. Die arme tollenaar het deur in die hoek gestaan en sê, Here, wees my sondaar genadig. Die fariseërs gesê, Here, ek vas elke week. Ek gee my tiendes. Ek doen my deel. Dankie dat ek nie soos die ander is nie. Dankie dat ek nie soos daai tollenaar is nie. Maar dankie Here dat hulle het sulke togas gedra met tosseltjies. Dalk het my tosseltjies baie was. Want ek is grand. Maar vandag se preek is een om te sê, ek stel vir God te leer, hoe durf ek om kerk toe kom?
Iemand kan so maak vir jou sê, as jy 'n vloekwoord gesê het, hoe kan jy met daai stem, daai mond, hoe kan jy die Here kom loof en prys? En dan dink jy, jy cringe soms so en dink, genade, jy's reg, hoe kan ek? Hoe kan ek vanoggend uit volle bors my hande opsteek en sê, ek is deur die diepe dankbaarheid in die Here, terwyl ek weet, gister en eergister en oormôre gaan ek droog maak en het ek droog gemaak. En daarom is vandag se preek so crucial vir ons elkeen. Want niemand kan homself verontskuldig nie. Daar is hyperheiliges, maar hulle is in ander gemeentes, hulle is nie hierson nie. Gewoonlik by baie van die psalms kry ons 'n opskrifie. Jy weet, van Dawid of vir die koorleier. En dan weet 'n mens, okay, hierdie song het Dawid geskryf of dis geskryf vir die koormeester, die dirigent, hy moet dit doen, of daar staan met die begeleiding van 'n harp of met 'n lier of 'n siter. So jy weet outomaties, hierdie ding het 'n opskrif, en so nou en dan by 100 van hierdie 150 songs is daar so 'n opskrifie. Maar by party van hulle is daar so 'n bietjie meer, soos hierdie ene. Vir die koorleier, so die dirigent van kennis neem, is 'n psalm van Dawid. Na aanleiding daarvan dat die profeet Nathan na hom toe gekom het oor sy oorspel met Batseba. Ek weet nie wie die hele bundel psalms bymekaar gemaak het nie. Maar as ek nou Dawid was en ek het hierdie psalm geskryf, hierdie lied geskryf, ek dink nie hierdie lied was bedoel om opgeneem te word in 'n bundel wat ek en jy 2000 jaar later nog steeds gebruik nie. Of as jy hierdie bundel bekendstel of hierdie psalm inskryf in hierdie, dink ek sal ek wil vra, doen dit vir anoniem. Haal daai van Dawid en die oorspel en Batseba, haal dit uit. Begin dit met die psalm. Moenie nou asseblief nie nou hierdie ding op die tafel kom sit nie. Ek wil nie oor eeue lank hoor van die storie wat Gerard en Piet en Koos en Klaas en Sannie en nou moet hoor nie. Ek wil nie hierdie storie herhaal hê en dit aan my koppel nie. En ek dink hy bloos bloedrooi. Want hy voel so sleg. Ek weet nie of daar so 'n woord is, hondsleg. Maar hy voel hondsleg oor dit wat gebeur het. En hy kan nie wegwens nie. Dis deel van sy storie, maar ek dink hy wil sy naam net bietjie weg hê. Tog nie net my naam daar gekoppel hê nie. So die verhaal kry ons in 2 Samuel 11 en 12, aangrypende verhaal. En ek wil dit probeer oorvertel, hervertel, soos in die Bybel, maar ek het 'n bietjie gaan krap oor hoe word 'n storie geskryf. So as jy by een van hierdie slypskole kom en jy wil graag iewers 'n roman publiseer, dan sal 'n sekere klomp goed wat hulle vir jou leer om te maak om 'n verhaal te laat vloei. Jy moet eers 'n karakter kry. So kom ons kry 'n karakter, ons noem hom Dawid. Hierdie is nogal 'n getroude man. Hy het 1 of 2 vrouens, meer as 1 vrou, wat op daai stadium wettig was. Dit is nie sonde gewees nie. So hy het 'n klompie vrouens. So hy's gesort, nee. Hy het nie nog 'n vrou. Party ouens het nog 'n vrouens nodig, maar meeste ouens sê een is al klaar 'n bietjie moeilik om te handle. So moet nie 2 en 3 en 4 kan kry. So Dawid is 'n getroude man. In die literêre wetenskap sal sê hy is die protagonis. Hy is die ou wie se storie vertel word. Teenoor 'n protagonis is daar gewoonlik 'n antagonis. Jy hoor die ou wat anders is wat jou gaan fight. En in hierdie verhaal is daar nie een nie, en dit is mooi van hierdie verhaal, sy antagonis is homself. Is hy binnekant. So Dawid het hierdie karakter, en dan begin hy met, dis so mooi, ouens sê so, het begin met 'n connection, almal van hulle begin met 'n C, ek het hulle so ingedruk, dat ons hulle kan onthou, het begin met 'n connection, hy is die koning, daar's 'n ander karakter ook, haar naam is Batseba, sê bietjie Batseba, maar sê dit nou romanties, nee, Dawid sien hierdie vrou raak, Batseba, en Dawid
Dit is die tyd, 2 Samuel 11 en 12 sê vir ons, die tyd dat ons gaan oorlog maak. So die hele dorp, die hele stad se mans is op die oorlogsveld. Dit was die seisoen, die tyd van die jaar wat hulle gaan fight het. En almal is uit, behalwe Dawid. Hoekom is hy nie uit nie? Daar's baie verduidelikings daarvoor, ons is nie heeltemal seker presies wat jy reg is nie. Ek het net maar vir een van hulle gekies. Ek dink hy's op hierdie stadium so 'n bietjie selfgenoegsaam. Ek is okay. En ek dink daarmee saam, is daar iets ook van 'n, ek is bietjie oud. Hierdie verhaal speel af nadat die weermag sterk is, die stad sterk is, die land sterk is, so Israel is okay. En Dawid is al 'n paar jaar gevorderd, so hy hoef nie meer te gaan fight nie, ander ouens kan vir hom fight, en hy is dalk okay, hy is goed genoeg. Dink hy. Maar binnekant, onthou die protagonis, sy antagonis sit binne homself, binne hom voel hy, I'm not okay anymore. Ek kan nie meer saam met die jong korporale gaan oorlog maak nie. Ek is nie met die jong luitenant nie. Ek is die supergeneraal wat nie meer heeltemal op die grond kan kom nie. Ek is nie meer so goed met my pyl en boog nie, ook nie meer so goed met my slingervelletjie nie. Ek sukkel bietjie met oorlog maak, so ek laat hulle dit doen. En intussen is daar 'n fightery hier binne hom. Onder andere is een van sy fights wat hy binne hom het, dat hy daddy issues het. Onthou jy wat gebeur het lank toe hy jonk was? Samuel, die dominee, kom soek nou 'n nuwe koning en die Here stuur hom na Isaai toe, na Dawid se pa toe en sê, bring jou seuns, een van hulle moet koning word. En hy bring die oudste een uit en die ou staan groot en sterk en Samuel kyk en sê, sê hy nie. So bring nommer 2 uit. So kyk hy nie. En nommer 3, en nommer 4, en nommer 5, en nommer 6, en nommer 7. En dis nie een van die 7 nie. En Samuel krap sy kom en sê, die Here het my gestuur, maar is dit al wat jy het? Hy sê, o genade, ek is skoon vergeet, daar's nog 'n ou jongetjie, Dawid, hy pas skaap op, dit kan nie hy wees nie. En Samuel sê, bring hom. En hier kom die jong mannetjie aan, wat deur sy pa vergeet is. Gepraat van daddy issues. Deur sy pa ge-ignore is, nie gedink het hy kan 'n koning word nie. Ag nee, maar hy is nog nat agter die ore. Hy pas nog skapies op. En hy word die koning. Pos gou daar. Kom ons sit jou en my as protagoniste in hierdie storie. Sien maar hierdie storie gaan oor my en jou. En nou is jy op daai stadium in jou lewe wat jy voel maar ek is nie heeltemal seker of ek okay en goed genoeg is of ek nog aan buitekant kan operate nie. Dat ek dit vir die jonges oorlaat, maar as ek dit oorlaat dan dink ek mis dit so. Vandag kan ek nie heeltemal mee daar saam met hulle stoei en te kere gaan nie. Ek voel nie meer goed genoeg nie. Dit wat ek en my vrou gehad het ons nie meer nie. Wat ek en my kinders gehad het ons nie meer nie. Wat ek met myself gehad het ek nie meer nie. Wat ek met my gesondheid het ek nie meer nie. En ek voel net, I'm not good enough anymore. En baie van ons voel maar, ek voel nog altyd so. Ek het nog altyd hierdie daddy issues en hierdie goeters in my lewe, wat my net kniehalter, en ek kan nie, en gelukkig is daar iets wat hom sy aandag aftrek, en dis 'n Batseba. En Batseba bad. Sy maak doen haar reinigingsbad en hy is op die dak en hy sien haar raak en dink, jo, aanvallige dametjie. En net gou hierso pos, daar is ouens wat sê dat sy waarskynlik vir Dawid uitgelok het deur daar te bad. Daar staan niks in die teks dat dit so is nie. Dit was nie haar skuld nie om te gaan bad nie. Maar dit is wel haar skuld dat toe hy haar uitnooi om saam met hom te kom wine and dine, sê sy, okay, klink na deal. Oom Dawid, ek voel my nie goed genoeg nie, maar ek dink jy is okay. So ek kom wine and dine, en so gebeur het, dat by wine and dining gebeur, hulle slaap saam. En 6 uur môreoggend, vat sy haar wakskoentjies na haar handsakkie, en sy gaan terug na haar plekkie toe. 'n lekker los aantjie. Connection.
4 maande later kry hy opdroep. Ek is swanger. En ek weet nie wat deur Dawid se kop gaan nie, maar skielik moet hy besef, nou is ek in die moeilikheid. Nou moet ek 'n plan maak. Ek gaan nou iets meer oor sê, maar dis tipies ons, nie. Sodra ek uitgevang is dat 'n connection nou 'n complication het, nou maak ek 'n plan. Ons is fixers. Ons moet hierdie probleem regmaak. So hy fix dit ook deur te sê, maar jy het mos 'n man, ag nee, ons maak 'n plan. Ons roep hom terug van die weermag af. So hulle roep vir die man terug en sê, kom terug en kom rus 'n bietjie. Die ander ouens kan aangaan met die veggery. Ons kom en hy nooi hom eintlik, gaan slaap by jou vrou, man. Julle gaan nie, mans kan nie goed met somme nie, julle gaan nie verstaan van 9 maande en 6 maande en 4 maande. So, kom slaap by jou vrou en dan is alles verby. En 'n man sê, nee, ek het hoofpyn nie, maar nee, ek moet daar op die oorlogsveld wees, wat soek ek hier by huis? Ek kan mos nie daai ouens in die steek laat, hier hierso saam met my vrou te slaap nie. En Dawid sê vir hom, hey my ou, jy's stupid man. En die volgende aand sê hy vir hom, ek gaan jou weer 'n keer na jou vrou toe stuur, maar hierdie keer gaan jy ons dronk maak. Hy hou 'n partytjie en hy maak hom dronk. En die man gaan sowaar weer 'n keer nie terug na sy vrou toe nie. Iemand skryf dit so: 'n dronk man, Batseba se dronk man, het meer integriteit gehad as 'n nugter Dawid. En ek dink, ja, dis woes gesê. Maar Dawid se plan het nie opgeraak nie. Okay, hy wou nie eerste aand nie gaan slaap nie, tweede aand met die dronk lyf wou hy nie gaan slaap het nie, derde aand sê hy vir hom, hoorie, ek het 'n ander plan. Bring die generaal hier na toe. En hy praat met die generaal en sê vir die generaal, vat hierdie ouetjie, en as jy volgende keer weer iewers 'n kontak gaan maak, sit hom in die voorlinie. In gewone Afrikaans, kom ons haal hom uit. En dit gebeur toe. Hy gaan met sy doodsvonnis onder sy arm na die generaal toe, gee vir die generaal, en die generaal doen dit, en shame, daar gaan hy dood. Ag, dit is so tragies. En Dawid word amper 'n held. Hoekom? Want nou vat hy hierdie arme weduwee vroukie, ag sies tog, sustertjie, jy's so beweerloos, kom bly hier so by ons, ek sê vir jou sorg, jou arme man is nie hier nie, en so is dit alles goed en wel, die complication het 'n conspiracy veroorsaak, om dit alles te organise, om dit te fix. Ons werk so, as ons uitgevang word, as hierdie goed gebeur, dan probeer ons dit fix, en as dit nie kan fix nie, gewoonlik soek ons eers 'n verskoning. Eers van sê ons, hier is nie ek nie, dis my vrou, jy onthou vir Adam en Eva, en Eva sê, okay, dis nie ek nie, dis die slang, en so pas ons die bal aan na die volgende een toe, maar die uiteinde is, ek en jy staan skuldig, en ons probeer dit fix, en later probeer ons dit manage, probeer ons net hierdie proses reg kry, en ons kry dit nie reg nie. En hier kom Nathan, Dominee Nathan, hy doen huisbesoek. Eintlik het hy nie 'n algemene huisbesoek gedoen van A tot Z nie, hy het 'n spesifieke gesin in gedagte, en die gesinsnaam is Koning Dawid. En hy klop aan sy deur en hy sê vir hom, Dawid, ek het met jou 'n woordjie te wissel. En Dawid sê, kom in, en hy haal die notaatjie stelletjie uit, en maak vir hom tee, en hy sê, is alles reg, baie dankie dat jy kom huisbesoek doen, en die dominee sê, Jesus, Dawid, jy is so 'n wyse ou, help my 'n bietjie asseblief, ek het 'n storie wat ek nie heeltemal weet om te hanteer nie. Hier's hierdie een ou wat skatryk is in ons gemeente. Jong, hy het baie skape en kleinvee. Hy is skatryk. En nou is hierdie arm ouetjie. Ag, sies tog, hy kry reg swaar. Hy het net een lammetjie. En hierdie lammetjie is 'n Hans lammetjie, dis sommer 'n troetellammetjie. En toe kom maar iemand wat kuier by hierdie ryk ou aan, en hulle moet 'n partytjie hou, en hulle moet een van hierdie skape slag, en hy sê toe, not a chance, hy gaan nie een van sy skape slag nie. Hy gaan haal toe hierdie arm ou se skapie, en hy slag hom. Nou sê, my genade dominee, is nie so moeilik nie.
Vat hierdie ou en gooi hom in die tronk. Hy is die skuldige. En dominee Nathan maak sy Bybel toe en sê, jy is die man. Ons praat oor jou. Ons is in vers 1 en 2 van Psalm 51. Dis die backstory. Die wonderlike van psalms in hierdie geval is, jy sit met die koerant hierso, dis wat ek nou vir julle vertel het. Die koerant sê hierdie eerste 4 dele, connection, complication, confrontation en conspiracy. Jy sit met hierdie goeters, jy lees die koerant en nou kan ons die joernaal van Dawid die bysit. Hierdie is wat ander mense oor hom sê. Dis die storie wat in 1 Samuel en 2 Samuel en in Konings beskryf word. Maar nou gaan ons lees wat Dawid self gesê het toe hierdie goed nog gebeur. Want dis die probleem, né? Ons ken die storie, maar ons ken nie altyd die ouens se reaksie daarop nie. Wat het Dawid gedoen toe hierdie goeters op die lappe kom? En dis maar my en jou se storie in een vleg. Want almal van ons het hierdie storie. Party van ons se stories het dalk nie 'n vrou in nie, maar het geld betrokke of het 'n luiheid betrokke of iets anders, maar baie van ons het hierso 'n ander feite stel, maar dit kom op dieselfde neer. Dis sonde. Ek het droog gemaak. Ek het God teleurgestel. Ek het my gesin versaak. Ek het nie gedoen wat ek behoort te gedoen het nie. En al wat die kerk vir ons vertel is, sies man, sies. Jy hoort nie in die samelewing nie. Jy behoort te skaam. So nou gebeur die geboorte, die storie van, wat is sy collapse? En die vraagteken ek spesifiek agtergesit, want ek dink nie is 'n collapse nie. Ek vermoed dat hierdie joernaal wat ons nou gaan lees, sy storie, sy eie storie, met sy eie handskrif, is waarskynlik baie dieper as ons dink. Kom ons lees saam. Wees my genadig, o God, in die troue liefde. Wis my oortredings uit in die groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, Here. Reinig my van my sonde. Daar woordjie troue liefde is die Hebreëse woord gesed, 'n aangrypende woord. Dit beteken, onthou ons in die begin gesê, God is die bruidegom en ons is die bruid. Dis huwelikstaal daai. Dis wat jy hier voor die kansel beloof, sê maar, ek sal vir jou lief wees forever. Dis huwelikstrou. Ek sal vir jou eindeloos lief wees, omgee, toevou. So onmiddellik sê Dawid, Here, ek moet na U toe kom. In my collapse, in my flintertyd, het ek U nodig. U is getrou. En die volgende woord, wis my oortredings in die groot barmhartigheid. Die woordjie barmhartigheid, die grondwoord van die woord barmhartigheid is baarmoeder. Dis daai connection wat 'n ma en 'n kind het. Wat uit haar womb uitgekom het, dis daai incredible gevoel van, dis nie net saggies agter haar kind nie, maar 'n ma wat sy hart omdraai as haar kind seer het en siek is. So is hierdie huweliksliefde, Here, U het ons trou vir ewig en ewig lief, maar dis ook hierdie ongelooflike liefde wat hier van binne af kom, wat anders te kyk na kinders wat droog gemaak het. Vader, ek weet, dis waar Dawid begin. Dawid begin nie met, okay, nou moet ek hierdie ding fix nie, toe hy uitgevang is, toe sê hy, Here, ek kan nou net staat maak op U goedheid. Ek het nou niks om mee op te staan nie, die grond is gone. Ek gaan nou verdrink. Maar Here, nou maak sal op U troue liefde en die barmhartigheid.
En nou moet jy spieël vir homself in vers 5. Hy sê, ja, my oortredings ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen u alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. U uitspraak is dis reg en u oordeel is regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. Maar u verwag opregtheid. En ek het dit nie. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe u wil dat ek moet lewe. Neem tog my sonde weg dat ek rein kan wees. Was my dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. Het my verbrysel. Laat my weer jubel. Moet tog nie agslaan op my sondes nie, wis al my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van U af wegdryf en die Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat my U weer met toewyding dien. Dan sal ek oortreders leer wat U van 'n mens verwag, dat die sondaars wat U sal bekeer. Red my van my ondergang, o God, my redder, dat ek kan jubel oor die verlossingsdaad. Here, gee my die woorde om U lof te verkondig. 'n Offer vra hy nie, anders sou ek dit gebring het. 'n Brandoffer wil hy nie hê nie. Die offer wat hy wil hê is 'n verootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gebring ag nie, o God. Sonde is altyd lekker, nee. Dis net ek wat so dink. Sonde het altyd 'n genotsaspek. Dit is gewoonlik iemand wat jou aantrek. Batseba, sy bad. Dit is altyd hierdie lekker ding. Ek kan lekker gaan uitgaan en myself inkapabel drink. Is so lekker gevoel wat ek kry. Ek moet net 'n paar rand in die til vat, dan sal dit oukei wees. Ek kan 'n bietjie laat lê, laat by die werk kom, lui deur die dag gaan, net so flout, net die gevraagde minimum doen. As dit alles oukei. Ek wil net so 'n bietjie 'n storieetjie vertel, man. Dis 'n bietjie skinder. So lekker, 'n soppige storie. Jy moet dit hoor. Daar's altyd hierdie lekker deel aan sonde. Die gemors is, dis wat die duiwel vir ons leer. Dat hierdie ding lekker is. Die grootste ding wat ons hieruit moet leer is, sonde het 'n ander kant ook. Het 'n kant wat jy blydskap steel. Ek hoop jy hierdie paar verse gehoor. Here, gee my net die vreugde. Here, vergewe my sodat ek die lewe kan geniet. Ek kan dit nie geniet nie, want dit was 'n stukkie oomblik van genot. Maar daarna sit ek met die skuldgevoel, waarmee ek worstel en stry, en ek kom nie daarby uit nie, en daarom kan hierdie 'n kollaps wees. Maar dit kan ook 'n tyd wees waar ek kan collaborate saam met U. Dat ek kan opstaan en sê, maar saam met U kan ek die wêreld weer in die oë staar. Want sonde het die vermoë om jou down te maak, vers 5 en 6. Here, kyk hoe lyk ek. Van my geboorte af, trouens nog voor my geboorte, is ek al vol sonde. En die duiwel is mos nou slinks. Hy sê mos nou vir jou, hy vertel nie leuns oor jou nie. Hy vertel die waarheid oor jou. Hy kom vertel nie vir jou dinge wat jy nie gedoen het nie. Hy kom vertel vir jou die dinge wat jy wel gedoen het. En waar jy hoop het niemand anders te sien het raak nie, of weet daarvan nie. Niemand anders ken daai storie van jou nie. Ken daai kant van jou nie. Nou is die volgende paar sinne wat ek gaan sê is so belangrik, jy moet dit asseblief, en as ek dit vir julle sê, dan sê ek dit vir myself. Want partykeer worstel ek self, nie partykeer nie. Meestal worstel ek self met my eie onheiligheid, sondigheid, noem dit wat jy wil. God kyk nie na my deur die bril van my sonde nie. God kyk nie na ons en sê, ek gaan jou pak slaag gee, jy is al weer droog gemaak nie. God kyk anders na ons. God kyk met ons, as jy so in die paadjie afstap, met daai een bordjie wat sê, sola gratia, genade alleen. God sê, jy kan nie, maar hy kon. Jesus het dit klaar vir ons gedoen. Matrix, julle moet dit hoor. Julle gaan nog verskriklik baie droog maak in julle lewe. Ma's en pa's, ek moet dalk nie te hard sê vir julle nie. Julle gaan nog so baie nonsens aanjaag.
Waaroor jy soveel spyt gaan hê. Gaan dink, I'm not good enough. Ek kan dit nooit maak in hierdie wêreld nie. Ek kom nie daarby uit nie. Dalk het jy 'n klomp daddy issues of dalk 'n klomp ander issues, maar jy sit met hierdie goed vasgevang en dink, hoe op dese aarde gaan ek dit maak? En hierso kom dit, jy kan net na die Here toe kom en sê, dit gaan nie meer oor hoe gaan ek dit fix nie. Maar na wie toe gaan jy om dit te fix? Dit gaan nie oor 'n ding wat jy moet doen nie. Dit gaan oor 'n persoon vir wie jy kan kniel. Die meeste van ons vergeet hierdie tweede deel. Ons wil dit fix. 'n Conspiracy uitwerk. 'n Planne beraam. Dit manage. En ons kry dit tot 'n groot mate reg. Maar as jy nie eers bekom het by voor wie moet jy gaan kniel nie, dan gaan jy nie verstaan nie. Daar's lampaalsondes. En hulle is baie. En dit word gebold en gehighlight. Daar's ander ook. Wat nie so bold is nie, wat so bietjie as fyn skrif voetnotas hier onder is. Maar jy weet, ek en die Here sukkel met mekaar. Ek sukkel om met 'n oop en 'n rein hart na hom toe te gaan. Hier kom 'n teksvers, Romeine 8 vers 1. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Vers 2. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, wat ek nie kon nakom nie, om my sonde te groot is, dit het God gedoen. Wat ek nie kon nie, het hy. Daar is dus nou geen veroordeling meer vir die wat in Christus is nie. En daarmee stuur ek julle vandag huis toe. En Roan, ons gaan nie weer sing nie. Want hierdie is 'n ding wat jy moet vashou en in stilte moet jou eie maak. Die Here soek nie offers nie. Anders sou hy dank en drankoffers vir hom gegee het. Wat hy soek is 'n hart wat verander. Suiderlig, dis dalk wat ons moet maak. 'n Hartsverandering. Here, as jy vir ons sê, daar is nou geen veroordeling meer nie, dan ja. Here, wag, dit is net so 'n bietjie sit. Ek het dit mooi snap. Jy sê vir my, daar's niks wat skeiding. Ja, my kind, daar's niks. Here, maar ken jy my storie, het jy gelees in die koerante, ek ken jou, ek weet wie jy is. Ek weet ook hoe stoei jy. Ek weet ook hoe vroeg jy daaroor. Here, maar ek het soveel mense seer, ek weet dit ook. Ek weet jy het jou gesin versaak. Jy het mense rondom jou seer gemaak. Here, maar genade, ek weet ek het dit gedoen en ek is vergewe, maar baie keer dan kom dit maar weer op en dis okay. Ek het jou vergewe. Ek het jou vergewe. Ek het jou vergewe. Ja, maar ek voel of ek collapse het, ek weet. Maar nou gaan ons collapse. Nou kan ons saam opstaan. En ek kan jou wys wat ek nog in die vooruitsig vir jou het. Ja, maar ek verstaan nog steeds, dis okay my kind. Ek gaan elke dag by jou wees, maar hierso kom woorde spesiaal vir jou, omdat ek weet, jy struggle daarmee. Die woorde klink so. Die genade van die Here Jesus Christus, sola gratia, en die liefde van God, die agape liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by jou wees.
Want jy kan die lewe nou met vreugde kan gaan leef. My genade is vir jou.